Goeiemôre, liewe vriende. By ons in ons gemeente het ons besluit om van vandag af weer die eredienste te staak. Juis omdat die omgewing en die omstandighede rondom COVID deesdae baie kritiek is en ons wil nie 'n bedreiging wees dat enige iemand bedreig word deur 'n samekomste soos in die erediens. En daarom maak ons nou voluit staat op hierdie YouTube weergawe sowel as die WhatsApp klankweergawe. En ons gaan ook vir die mense van Nigel saai ons die diens uit Sondagoggend 9:00 binne 'n radius van 5 kilometer. Sodat almal wat wil inskakel, dan kan inskakel sonder om enige data te gebruik. Natuurlik gebruik YouTube data meer as die klankweergawe wat die WhatsApp weergawe is, daarom stuur ons albei uit, hang af wat jy self sou verkies. Maar ons leef in moeilike tye en hierdie omstandighede voel baie keer of ons magteloos staan. Dis uit ons hande. Ons kan daaraan niks doen nie. En daarom gaan ek vanmôre voort met die onderwerp wat ons verlede week ook al geraak het, die uit die Onse Vader gebed, verlos ons van die bose. En ek wil vanmôre 'n bietjie kyk na die diensbaarheid ook van die duiwel en sy planne op die ou end in die koninkryk van God. Met ander woorde, hoe gebruik Vader nog steeds ook hierdie gebroke omstandighede om op die ou end triomferend aan die ander kant uit te kom? Mag hy wat is, hy wat was, hy wat nog altyd sal wees, ook nou vir jou, die Here wees, wat jou begelei in jou gedagtes, in jou oordeenkinge, en mag hy gee dat die woorde van my mond ook vanmôre vir hom welgevallig sal wees. Genade vir jou, en vrede, en weet dat sy liefde is daar vir jou, omdat hy vir jou baie lief het, om jou te beskerm. Amen. Kom ons loof die Here. Uit die liedboek is daar 'n lied 203. Loof die Here al wat lewe. Dis vir my 'n baie mooi lied. Kom ons sing hom saam. Terwyl jy nou luister na die klankweergawe, sing sommer saam. Kleine kommer, wat Gods goedertier
as jy saam met my wil lees, maak jou Bybel oop by 2 Korintiërs 12. Dis daardie bekende gedeelte van Paulus en sy worsteling met die doring in sy vlees. Eintlik vertel hy daar ook van die uitnemendheid van die Here se genade en dinge wat met hom gebeur het en ook met ander gelowiges. Maar dan kom hy by hierdie besondere gedeelte vanaf vers 7 in 2 Korintiërs 12. Maar kom, ek en jy bid eers saam. Vader, ons buig nou voor U, omdat ons weet die terrein wat ons betree is veel groter as wat ons kan bid of dink. Want ons betree U raadsplan. Ons betree U wil met elkeen van ons persoonlik, maar ook met hierdie wêreld waarin ons lewe. En met ons wysheid sal ons dit nooit kan in pag kry nie, onder die knie kry nie. En ons vra U, Here, begelei ons deur die Gees, sodat ons vanmôre sal sien wat nodig is om gesien te word. Dat ons sal leef uit dit wat U vir ons gee. Want U het mos gesê, mens kan nie van brood alleen leef nie. Maar ons kan leef van die woord van God. Spreek, Here, ons luister. Amen. Ek lees 2 Korintiërs 12 vanaf vers 7. Sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. En sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, oor beledigings, ontberings, vervolging, moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Oeg, my vriend, ek hoop jy het ook nou gehoor en gelees wat God hier sê en onmiddellik vir jou dit toegepas op ons huidige omstandighede. Dat hy vir ons ook as het ware nou omstandighede gegee het, wat soos 'n doring in ons vlees is, waarvoor ons sekerlik in die afgelope jaar al hoeveel keer gebid het, vat dit weg, asseblief. Want dit breek ons lewensomstandighede. Dit breek ons moed vir die toekoms. Vat dit asseblief weg en dan sê die Here nee. Soos wat Paulus hier moes hoor, nee. My krag word in jou swakheid volbring. Mag jy ervaar dat hierdie swakheid van ons huidige toestand, ons huidige omstandighede, ons huidige ekonomie, die swakheid van baie van ons vriende en familielede wat baie siek is, dat hierdie swakhede dan eintlik dit kan wees waarin ons kan roem, omdat die Here sê, my krag word in jou swakheid volbring. My liewe vriende, ons het verlede week by die gebed stilgestaan, verlos ons van die bose. En dit het my 'n paar dinge laat raak sien en op 'n pad gebring wat vir my laat voel, ek wil vanmôre en as dit die Here se wil is volgende week vir die laaste keer 'n bietjie verder uitbrei oor hierdie ding.
Verlede week het ons gesien dat inderwaarheid, soos wat Martin Luther dit gesê het, is die duiwel God se duiwel. Sien, want alle engele is geskep om diensknegte van God te wees. Alle engele. En dan weet ons dat die duiwel net soveel God se diensknegt is in sy opstand as wat hy was voor hy geval het vanweë sy hoogmoed. Ja, dit was hoogmoed wat hom tot 'n val gebring het. Ons het hier gelees in 2 Korintiërs 12 dat Paulus sê dis juis daarteen wat die Here vir hom beskerm, sodat ek nie hoogmoedig sal wees nie. Het ek hier die doring in my vlees gekry. Dis liefde van 'n Vader wat omgee om te keer dat hy nie hoogmoedig word nie. Ten spyte van sy opstand en ongehoorsaamheid en sy gevolglike uitwerping uit die hemel, bly die duiwel en die magte, sy magte, die magte van die bose, bly dit steeds net waarvoor God hom geskaap het. En dit is om God se diensknegt te wees. Daarom vanmôre wil ek graag saam met jou die woord ondersoek om te kyk, hoe gebruik die Here God vir Satan, sodat hy ten spyte van sy eie wil nog steeds maar op die ou end 'n diensknegt bly. Hoe hy as 'n bose mag met al sy kwade intensies tog deur God in sy almag gebruik word om die werk van verlossing en heling en heiliging te volbring. Ja, dit klink teenstrydig. Maar liewe vriende, ek en jy leef in 'n wêreld waar hierdie bose magte van die duiwel voortdurend daarop uit is om vir jou en my te kaap. Dat dit vir hom een groot vreugde bly om jou en my te kastei. Om ons lewens een groot foltering te maak. Dis waaroor dit vir hom gaan. Maar aan die ander kant behoort ek en jy aan 'n almagtige God. 'n Vader wat uit die hemel uitgekyk het en gesien het, maar dit gaan stikkend in hierdie wêreld en hy wil vir jou en my uithaal en red en verlos. En dan soos Jesus gebid het in Johannes 17 in die hoëpriesterlike gebed, ek bid nie dat jy hulle wegvat uit hierdie wêreld uit nie, maar dat jy hulle sal bewaar. Dis waaroor dit gaan. Ons gaan nie uit hierdie wêreld uit weg nie. En hierdie wêreld met al sy boosheid en met al sy magte wat buite my en jou beheer is, kan ek en jy weet, ons is nog steeds veilig in Vader se hande. Ek wil vanmôre fokus op hierdie een gedagte, dat hoe die Vader Satan gebruik om gelowiges te louter, om van gelowiges, as 'n mens kan dit so stel, beter gelowiges te maak, sterker gelowiges. Die Satan in sy almag en sy stryd is daarop gefokus om vir jou en my te vernietig as gelowiges. Maar ek wil vanmôre saam met jou kyk hoe dat Vader ten spyte van hierdie vernietigende aanslag vir jou en my wil optel en uitlig en laat triomfeer. Dit bly vir my altyd een van die mooiste woorde wat Paulus gebid het en ook op 'n stadium gesê het, dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Want 'n oorwinnaar is tog 'n oorwinnaar. Wat kan jy meer wees as 'n oorwinnaar? Maar meer as 'n oorwinnaar beteken om selfs al het jy verloor,
soos Jesus aan die kruis gesterf het, het hy tog gewen. Dis meer as 'n oorwinnaar, want hy het gesterf aan die kruis, hy het sy lewe verloor, hy het sy lewe afgelê, die duiwel het gedink hy het getriomfeer, maar tog het hy oorwin. Meer as 'n oorwinnaar. My liewe vriend, kom ons wees nou maar eerlik vanmôre. Ons almal het dieselfde siekte as die duiwel. Selfs die nederigste onder ons is geneig om te veel van onsself te dink. En Paulus skynbaar ook. Kyk, Paulus het 'n indrukwekkende CV gehad. Selfs voor sy tot geloof kom op die Damaskuspad, was hy 'n gesiene geleerde man. Iemand wat aan die voete van Gamaliel gesit het, uitgestyg het as 'n jong man, in sy kundigheid en in sy ywer. Maar as ek en jy moet kyk na sy CV as gelowige, dis net so indrukwekkend. Jesus het persoonlik aan hom verskyn. Daar op die Damaskuspad het Jesus, as ek die woorde so gebruik, uit sy pad uitgegaan, om voor Paulus te kom staan, sodat Paulus, toe hy platgeslaan is in hierdie heilige, glansryke, glinsterende heerlikheid van Jesus, dat hy blind geword het soos iemand met aak-eyes. Toe hy opkyk, toe sê hy, wie is u Here? En Jesus sê, ek is Jesus, vir wie jy vervolg. Wat 'n besondere ding om op jou CV te skryf. Ek het 'n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad. In hierdie gedeelte vanaf die eerste vers in 2 Korintiërs 12 vertel hy van gesigte wat hulle gesien het, wat hy gesien het. In elkeen van die briewe wat hy geskryf het, sê hy, God self het hom uitgekies as 'n apostel. Dis iets besonders op sy CV. En hy het 'n medeskrywer van die Bybel geword. 2/3 van die Nuwe Testament kom uit die pen van Paulus. Paulus het ook siekes genees. Hy het dwars deur die bekende wêreld van daardie tyd gereis en hoeveel gemeentes het hy nie gestig? Gemeentes wat leiding kon gee, ook in 'n heidense wêreld. Daar was baie min mense wat hom kon nadoen wat hy gedoen het. Ek het nogal, toe ek hierdie geskryf het, gedink, dis seker hoekom hy nie getroud was nie. Want kyk, 'n huis met 'n vrou en kinders kan al klaar 'n goeie opgawe wees vir 'n man, sodat hy nie al hierdie dinge kan doen nie. Daar was min wat hom dit kon nadoen. En miskien het Paulus dit geweet. Miskien het hy geneig geraak om homself op die skouer te kon klop. En God, wat vir Paulus baie lief gehad het, maar ook hoogmoed gehaat het, God het vir Paulus kom beskerm teen sonde. En hy het vir Satan gebruik. Hier het Satan diensbaar geword. Kyk maar vers 7. Sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. En wat se doring is hierdie? Ons weet nie, maar hier staan, dis 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. As hy vir jou beet kry, maak hy seer.
as hy begin folter, as hy jou begin kastei, maak hy seer. Daarom was dit vir Paulus soos vuiste van Satan wat vir hom slaan. Hy het geworstel met hierdie ding. Hy het met erns gebid, asseblief, Here, vat dit weg. Ons weet nie wat hierdie doring in die vlees was nie. Maar hier word wel vir ons vertel wat God se bedoeling was met hierdie doring in die vlees. Dit was om hom te weerhou daarvan om hoogmoedig te wees. Sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie. Sodat ek myself nie sal verhef nie. Sodat ek nederig sal bly. Het God vir my 'n doring in die vlees gegee. Eintlik het Paulus dan juist seker ook 'n bietjie vrede gemaak daarmee. Maar nogtans staan daar, hy het gebid, 3 maal het ek die Here gebid. Nou, dat hy sê 3 maal, dis vir my besonders. Baie keer bid ek baie meer as 3 maal en dan kry ek nog steeds nie. Paulus het geweet, na 3 maal is seker genoeg. 3 maal het ek gebid. En die Here het dadelik vir hom antwoord gegee. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. Daarom het hy ophou bid, vat weg hierdie doring asseblief. Hy het daarom opgehou, want die Here het vir hom gesê, my genade is vir jou genoeg. Dis juis in sulke omstandighede wat jy uit genade leef, nie uit jou wonderlike kragte nie, nie uit jou eie wonderlike vermoëns nie, jy leef uit genade. Die engel van Satan het hom met vuiste plat geslaan, met vuiste gekastei, sodat hy nie hoogmoedig sou word nie, sodat hy nederig kan bly. Lees maar hier in vers 8, 3 maal het ek van die Here gebid dat dit van my weggeneem moet word, en sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking, wanneer jy swak is. Jo, my liewe vriend, miskien het jy ook al soos ek drome gehad van hoe die krag van die Here in my werk. Hoe ek ook deur die genade van die Here gebruik kan word. Hoe dat sy krag so deur my werk dat mense gesond word. Ja, ek het dit al beleef. Ek het dit al beleef dat as 'n mens vir iemand gebid het, dat die Here in sy genade daardie persoon gesond gemaak het. Maar ek het so 'n behoefte om 'n kragtige lewe te leef. Daai krag waarvan Handelinge sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Miskien het jy ook daardie behoefte gehad. Maar hier staan, my krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Tot volle werking. Dit realiseer wanneer jy swak is, nie wanneer jy sterk is nie. Nie wanneer jy nie gekastei word, nie wanneer jy nie deur die Satan se vuis geslaan word nie. My krag kom tot volle werking wanneer jy platgeslaan geword het. Is dit nie maar ook wat ons behoort te hê in ons lewe nie? Maar ons is so geneig om te wil grootkop wees, hoogmoedig wees, uitstygend wees bo ander. My krag word volbring wanneer jy swak is. En daarom is die duiwel hier juis ook die Vader se diensknegt. Hy dink hy slaan vir Paulus plat. Hy dink hy maak hom seer. Maar intussen is hy eintlik besig
om in Vader se hand te speel, want Vader wil vir Paulus sterker maak, nederiger maak, sodat hy kragtiger, bruikbaar kan wees. Liewe vriende, daar's nog ander voorbeelde ook in die woord, en ek gaan nie vanmôre na baie stil staan nie. Maar ek wil saam met jou tog kyk na Job, 'n baie bekende voorbeeld van hoe die duiwel gewerk het om Job plat te slaan. En tog het Vader op die ou end vir Job triomferend aan die ander kant laat uitkom. Ja, Job was ook getuister. Job was ernstig beproef. Job was gefolter. Die duiwel waag dit om die standvastigheid van Job se geloofslewe te bevraagteken. Die duiwel sê dit vir God self. God sê, het jy my diensknegt Job gesien? 'n uitstekende man. Hy styg uit. Hy staan vas in beginsels, koersvas. Toe sê Job, maar is omdat jy hom te veel beskerm. Gee hom bietjie in my hande. Kom ons lees wat sê wat gebeur daar in Job. As ek by Job kan uitkom, Job 1, ek lees vir jou daar rondom vers 12. Daar staan in vers 12, toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag, hoor. Alles wat hy het. Vers 9 sê die Satan, dis nie sonder rede dat Job vir u dien nie. U beskerm hom dan. Sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. Raak nou net aan sy besittings en kyk of hy nie vir u in die gesig sal vervloek nie. En toe gee Vader vir hom hierdie mag. Vers 12, toe sê die Here, alles wat hy het, gee kan jou, net aan homself mag jy nie raak nie. Vader stel nog steeds die grense. Jy kan met hom maak wat jy wil, maar jy kan nie vir hom vernietig nie. Jy kan nie aan homself raak nie. Het is belangrik om daarop te let. Hy moes toestemming kry. Hy het dit nie sommer net gedoen nie. Sowel as die omvang van hierdie toets berus by God, by die Vader. En Job slaag die toets. En die Satan kon kla weer dat Job sou gefaal het indien hy gedwing was om fisies pyn te verduur. En weer gee Vader toestemming. Weer bepaal hy die grense. Kom ons kyk in hoofstuk 2. Dis nou nadat die Satan nou teruggekom het en weer kom kyk het. Here vra vir hom daar in vers 3, my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy's vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly. En dit nadat sy kinders en sy vee en sy eiendomme alles vernietig en weg is. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te ruïneer, so sê Vader. En die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks. 'n man sal mos alles gee wat hy het as hy net kan bly lewe. Raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u nie dan in die gesig vloek nie. En die Here sê vir Satan, vers 6, goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie. Weer eens kry die Satan toestemming. God vertrou dat hierdie kastyding gaan bewys, gaan vir Job
deur 'n toets sit, wat hy met vleiende vaandels sal slaag. Hoewel daar meer as genoeg pyn en vrae is Job se geloof en gesondheid en voorspoed op die ou en sterker as ooit. Ons mag dalk wel nie die rede vir hierdie beproewing verstaan nie. Buiten dat Vader wou bewys dat iemand wat na aan hom is, iemand wat na aan hom lewe, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe swaar hy kry nie, so iemand het hy vertroue in. En gee hy aan die duiwel die vrymag, probeer. Ek kan jou weet, dit sal nie werk nie, maar probeer maar. So ons mag dalk wel nie die rede vir hierdie beproewing verstaan nie. Maar ons weet waar dit vandaan kom. Ek blaai daar na die einde van die boek Job. En ek lees aan die einde van Job 42, ekskuus tog, Job 42, ek lees daar vanaf vers 11. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Al sy broers en susters en vriende wat hom vroeër geken het gekom en saam met hom in sy huis geëet en hulle het hulle medelee kom betoon en hom getroos oor al die rampe wat die Here oor hom gebring het. Ons verstaan dit nie. Hier gaan dit daarom dat op die ou end kom dit alles van die Here af. Die werktuig was die Satan. Dit was hy wat alles in sy vermoë gedoen het om Job te verneder, om Job te vernietig, om Job as gelowige en as 'n getuie te vernietig. Maar my liewe vriende, Satan het geen mag buiten om binne die grense te bly wat Vader bepaal nie. In Openbaring lees ons in Openbaring 2 aan die gebrief aan die gemeente in Smyrna. Ek lees daar in vers 10. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Lyding gaan kom. Lyding gaan daar wees. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom. En julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal julle die lewe as kroon gee. Kom ons kyk goed na wat die Here Jesus hier sê aan die gemeente. Hy sê eerstens, julle sal vervolg word. Julle sal swaar kry. Hy sê ook, hoe lank? Hier staan 10 dae, maar nou weet ons, Openbaring praat baie simbolies. 10 dae. Hy sê, hy bly getrou tot die dood toe en ek sal vir julle die kroon van die lewe gee. Julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Maar in dieselfde asem, bly getrou tot die dood toe. Daai 10 dae kan strek tot die dood toe. Maar bly getrou. Dien die Here. Leef naby hom. Leef in afhanklikheid en in nederigheid by hom. Hy versterk die rede. Hy verstrek die rede. Ek wil hê julle moet getoets wees, want deur die toets, deur die beproewing, kom jy sterker aan 'n kant uit.
Op ander plekke in die woord, Jakobus gebruik daardie woord baie, Paulus gebruik dit, gaan dit om oefening. Oefen jou in die godsaligheid. Want oefening is om fiks te word. En hoe meer jy fiks is, hoe meer bly jy staande. En hierdie fiksheid kom deur beproewing. Hy sê dan ook vir die gemeente in Smyrna, wat die uiteinde sal wees. Hy sê, julle moet luister wat die Gees vir die gemeente sê, die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word. Dit is die ewige dood in die hel. Met ander woorde, die Here gebruik foltering wat Satan bring in ons lewe om vir die kerk, maar om vir jou en my as individue ook te versterk. Hy wil ons sterk maak. Martin Luther, toe hy gepraat het oor die duiwel is God se duiwel, dat die duiwel vir God diensbaar is, toe beskryf hy hom so, hy sê, die duiwel is God se werktuig, is 'n skoffel waarmee hy in sy tuin werk. Die skoffel verwyder alles wat die tuinier nie wil behou nie. En die skoffel behou dit wat die tuinier nie wil verwyder nie. So deel van Satan se straf is juis ook hierdie frustrasie wat hy sal hê om teen sy sin gebruik te wees. Om 'n tuin vir God te skep. Liewe vriende, ek wil voor ek nou afsluit vir u wys op 'n ding wat u miskien al op WhatsApp boodskapies gekry het. Die vryheid van godsdiens vandag word ernstig bedreig deur nuwe wetgewing wat voorgestel word. Die wetgewing word genoem die gelykheidswetsontwerp, genaamd Pepuda wetgewing, wat daaroor gaan dat mense nie in haatspraak teenoor mekaar moet wees nie, maar dat elke gelowige wat sy geloof uitspreek, eintlik haatspraak gee teenoor 'n volgende. As jy sê Jesus is die enigste weg, die enigste een om gered te word, dan maak jy 'n ander een seer, en dan kan jy daarvoor gearresteer word. Hierdie wetgewing is 'n geweldige bedreiging op hierdie stadium. En daar word kommentaar ingewag voor die 30ste Junie. Wil jy nie asseblief, daar's 'n webwerf Forsa, F-O-R-S-A. F-O-R staan vir Freedom of Religion. Kyk op daardie webwerf en vul die beswaarvorm in, want ons is ook onder bedreiging in die kerk in hierdie tyd. Die Satan is voortdurend daarop uit. Daar's voortdurende aanslag om die kerk te probeer vernietig, om gelowiges aan bande te lê. Ek is opgewonde om te sien wat op die ou end die resultaat gaan wees. As Vader dan die Satan as 'n skoffel gebruik en hy dink hy gaan op hierdie manier gaan hy die kerk vernietig. Mag Vader herlewing gee. Mag Vader herlewing gee in die kerk, ook in hierdie tyd, al kan ons nie eredienste hou nie. Herlewing van die huisaltaar, omdat jy so by jou huis, in privaatheid, saam met jou kinders en jou medegelowiges in jou huis, saam huisgodsdiens hou, saam sit en die Here aanbid en dien, en luister na sy woord. Mag hierdie inperkingstyd juis dit as gevolg hê.
liewe Vader, ons kan baie drome droom, maar ons kan dit nie verwerklik nie. Ons wil so graag hê dat u krag tot volle werking moet kom. In u kerk, deur u kerk, deur u kinders. Dat u krag gedemonstreer sal wees. En u het vir ons geleer vandag. U krag word in ons swakheid volbring. Leer ons om totaal van u afhanklik te wees. Leer ons om op u te vertrou. Leer ons om op u te wag. Leer ons om ons oog op u gefestig te hou. Leer ons wat dit is om u hand vas te hou. En om veilig in u huis, in die huis van die Here te woon, tot in lengte van dae. Want dan sal goedheid en guns ons volg, tot u eer. Amen. My liewe vriende, daar is 'n lied wat ons in die ou Halleluja boek gesing het, bekende een, as die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig, vrees om te vergaan. Tel jou seëninge. Kom ons sing hierdie lied saam. Die woorde en die lied sal ook op die skerm wees vir die YouTube weergawe. Sing saam. As jy kan en jy het nie die woorde voor jou nie, volg maar. Kom sing saam, want ons moet die Here dien. As die lewensstorme woedend om jou slaan en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy let op ander met hul goud en eer, dink aan God beloof jou nog oneindig meer. Tel jou seëninge, wie dat pracht en praat, nooit die minste van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Laat dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig, God trou dis so groot. Tel jou seëninge en hulle staan jou by, bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Nou my liewe vriend, ontvang die seën van die Here. Gaan uit in die wêreld waar jy vir my 'n verskil kan gaan maak. En weet ek is met jou al die dae tot in ewigheid. Ek sal jou beskerm, ek sal jou ingang en jou uitgang bewaar
van nou af tot in ewigheid.